Goeienaand almal en dankie dat jy ingeskakel het om te luister na hierdie Sondag aand oordenking. Kom ons gesels so bietjie oor dit wat vir die Here van uiterste belang is. Maar kom ons wees nou maar eerlik vanaand. Jy weet baie dinge waarmee ons besig is, ons skedules, probleme, werk, uitdagings ensovoorts, het 'n manier om daardie vlam van liefde in ons hart vir die Here, daai soeke na sy teenwoordigheid in ons lewens te verdoof. En daar is slegs een manier om seker te maak dat dit nie in ons lewe gebeur nie. Ons moet die besluit neem om ongeag die koste vasbeslote te bly en om alles wat nodig is te doen om daardie vuur van verwagting weer in ons lewens aan die brand te kry. En dit was die kern van die boodskap van Jesus aan die gemeente van Efese. Hulle was oorvloedig in goeie werke en is wyd gerespekteer vir hulle gesonde leerstelling. En Jesus het hulle daarvoor geprys. Openbaring 2 vers 2, hy sê, ek ken julle werke, en jou arbeid en jou lydsaamheid. Nou hierdie woorde, ek ken jou werke, kan ook soos volgestel word. Ek ken jou deur en deur. Ek weet alles van jou. Ek ken al jou geheime. Ek weet waaraan jy elke oomblik dink. Ek ken die goeie werke en die slegte werke van jou. Nou hierdie woorde van Jesus, ek ken jou werke, dui daarop dat niks in jou lewe, alles wat jy is en alles wat jy doen, vir God verborge is nie. Een ding is verseker, dit vul sy hart met blydskap en trots, wanneer ons goed doen en uitblink in alles wat ons doen. Hierdie woorde, ek ken jou werke, behoort eintlik vir ons 'n bron van aanmoediging te wees, veral in 'n situasie waar dit lyk asof niemand jou raak sien of erkenning gee vir dit wat jy doen nie. Maar die feit bly staan, solank die Here weet, behoort niks anders saak te maak nie. Maar nou, nadat die Here Jesus die gelowiges van Efese geprys het vir hulle uitstekende prestasies, hul getroue nakoming van die waarheid en hul uitnemendheid in geloof, lees ons verder wat sê Jesus vir hulle. En hy praat ook met ons, hy sê in vers 4, maar, nou hierdie woord maar is die Griekse uitdrukking allos, wat beteken nie teenstaande, inderdaad, o wee. Allos is eintlik 'n waarskuwingssein wat dui dat iets anders baie meer belangrik is in die oë van die Here. En daarom sê die Here, allos, jy skiet ver te kort, want daar is iets baie meer belangrik as bloot jou goeie werke. Jesus gaan aan en hy sê, maar ek het nogtans iets teen jou. Die woorde iets teen jou is die Griekse uitdrukking kata, wat in hierdie konteks beteken, daar is een ding wat nie in jou guns stel nie. Die gelowiges van die kerk in Efese het in die struik van te besig wees getrap, en dit ten koste van hulle gemeenskap en hulle verhouding met die Here. Gemeenskap met God beteken om na sy teenwoordigheid in jou persoonlike lewe te smaak. En dit dryf jou om gedurig met hom te praat, om hom gedurig naby jou te wil hê. Die liefde wat God vir jou het, is nie net om jou te beskerm en in jou behoeftes te voorsien nie. Sy liefde vir jou soek jou aandag, dit soek jou nabyheid aan hom, dit soek jou gemeenskap met hom. Die dinge wat ons daagliks doen, jou werk, jou besigheid, jou studie, sport ensovoorts, moet nooit die plek inneem van ons passievolle liefde vir die Here nie. Die Here verwag van ons om produktief te wees, suksesvol produktief te wees in alles wat ons doen, maar hy soek eerstens ons nabyheid aan hom. Ag, ek wil jou aanmoedig, neem 'n paar oomblikke om jouself te ondersoek, om jouself te evalueer en vra dan die volgende vraag aan jouself. Het ek op 'n plek gekom waar al my daaglikse aktiwiteite, my stille gemeenskap met die Here tersyde gestel het? Nou hierdie vraag behoort ons aan te spoor om na stigtelik te soek na die teenwoordigheid van die Here in ons lewe. Elke oomblik van die dag, wanneer jy wakker word in die nag, en dit bring vreugde in die hart van God mee. Want hy soek ook jou om gedurig naby hom te wees. Luister wat sê in 2 Kronieke 16 vers 9.
Die Here, sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Wat 'n uitnodiging is dit nie uit die hart van die Here aan elkeen van ons nie. Weet, niks anders as dit kan die Here meer behaag nie. Die rede waarom die Here jou gered het en ook gedurig red uit en van gevaar is om in gemeenskap met jou te wandel. Kom in gereedheid vir dit wat die Here vir jou kan en sal doen. Aanvaar hom as jou belangrikste vernoot in alles. Staan op, druk vorentoe, doen jou werk, bestuur jou besigheid met ywer, fokus op jou studies en in al hierdie dinge vertrou die Here vir 'n goeie en 'n hoopvolle toekoms. Maar meer belangrik as al hierdie dinge, blaas weer daardie vuur van jou liefde vir God in jou hart aan, sodat dit in vlamme kan uitbars in jou gemeenskap met God, jou gemeenskap met hom elke oomblik van die dag. Openbaring 2 vers 4, daar is een ding wat nie in jou guns stel nie, sê die Here. Jy het jou eerste liefde verlaat, ag Here. Laat hierdie woorde nooit ons ore vol nie. Daarom bid ek nou vir elkeen wat ingeskakel het om hierdie aandoordenking deel te wees hiervan, Here, dat ons daardie vuur sal aanblaas, om met U te praat, U gemeenskap, U teenwoordigheid te soek, elke tree wat ons gee, elke oomblik van die dag, o Here, om ons hande uit te strek en te sê, Here, dankie vir U teenwoordigheid. Amen.